called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre broers en susters en baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is altyd so groot voorreg om saam met julle tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer. Ek gaan graag vir ons die voete met die seën uitspreek en dan gaan ons ook met vandag se diens begin. God sê, laat almal oor die hele wêreld na my toe kom, dat ek julle kan bevry. Daar is mos nie 'n ander God wat dit vir julle kan doen nie. Die goedheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus, ons Verlosser, is ook vandag by jou. Amen. Soos wat ek en jy vandag hier sit, weet ons maar al te goed dat ons nie altyd die regte dinge voor die Here doen nie. Maar wanneer ons met ons skuld na die Here gaan, dan is hy 'n Vader wat ook na ons wil luister en vir ons met goeie advies wil dien. Partykeer is dit soos wanneer jy as kind bietjie droog gemaak het en dan jy vir jou ouers moet gaan vertel van wat jy gedoen het, want jy weet, as jy dit nie doen nie, gaan jy te skuldig voel daar oor die goed wat jy gedoen het en vir hulle wegsteek. En partykeer is dit ook so met ons hemelse Vader. Hy weet tog al reeds wat ons alles gedoen het. En al wat ons kan doen is om na hom toe te gaan en vir hom te sê, Here, ek is jammer, ek wil graag van U af leer, wys U vir my hoe om die regte dinge te doen. En dis ook wat ons doen wanneer ons skuld bely. Kom ons gee so 'n oomblik, dan gaan elkeen van ons ook ons skuld stil voor die Here bely. Dankie Here dat U vir ons 'n Vader is. Dankie dat U ons nooi om deel van die koninkryk te wees, selfs al verdien ons dit eintlik nie. U het ons aangeneem as die kinders, selfs nog voordat ons enigiets kon ken en verstaan, Heer. En daarom wil ons vandag fees vier en juig in die teenwoordigheid. Ons wil vandag bid dat U ons sal vergewe van al die lelike dinge wat ons aanvang, die kere wat ons liefdeloos optree teenoor mekaar en teenoor die res van die wêreld. En vandag bid ons dat U ons sal help om op 'n ander manier op te tree, op 'n ander manier te dink en dinge ook op 'n ander manier te doen. Ons wil vandag bid, Heer, dat U met ons sal wees en dat U ook vir ons sal troos en dat U vir ons sal lei. Ons wil bid, Heer, dat U ons sal bevry en ons wil vra, Heer, dat U in hierdie diens vandag ook ons weer opnuut van U genade sal kom verseker. Ons bid dit in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, hier in my hand vandag het ek 'n stuk klei en dis nogal 'n blou stuk klei. En met hierdie klei kan 'n mens verskillende goeders doen. Deur hierdie klei 'n bietjie te brei en dit voor te berei, kan ek dit uiteindelik vorm en maak in enige iets wat ek myself aan kan verbeel. So sê nou maar ek wil vandag hier miskien iets soos, ek dink die naaste wat ek kan sal kom is om 'n klein bakkie of piering te kan vorm uit hierdie stukkie klei. Maar sê nou dit is wat ek nou vandag in gedagte het om te vorm, dan kan ek dit enige tyd doen. Maar kan julle sien dat hierdie klei, ek sukkel so bietjie. Ek vorm dit nie so mooi nie. Miskien moet ek so bietjie nader bring dat julle mooi kan sien. En sien julle, ek gesukkel so bietjie. So as ek nou hierdie klei in iets anders te wil vorm, omdat dit nou nie mooi in die vorm kom wat ek dit wil hê nie, dan kan ek mos net eintlik dit doen.
Ek kan hierdie klei vat, dit weer van vooraf brei, vooraf bewerk en so aan, en ek kan weer van vooraf begin en weer probeer. Hierdie klei kan ek so op hierdie manier vorm, totdat ek uiteindelik die vorm kry wat ek graag wil hê. En ek is nou nie 'n baie kunstige persoon nie, ek dink ek gaan, ten minste nie wat hierdie aanbetref nie, maar ek gaan nou dit maar net 'n bietjie platdruk en so, maar as ek weer nie tevrede is nie, dan kan ek weer hierdie stukkie klei vat en dit weer vorm in wat ook al ek wil hê dit moet wees. Nou vandag se prediking gaan ook eintlik 'n bietjie by hierdie verhaal in Jeremia stil staan waar Jeremia besig was om die straf van God vir die konings wat so ongehoorsaam was aan te kondig. Nou, Jeremia het in 'n tyd gepreek waar die konings van Israel geprofeteer eintlik, waar die konings van Israel nie meer so getrou was aan die Here nie. En daar het allerhande gebruike ingetree van hierdie volk, ook wat deur die konings gesanksioneer is, waar hulle begin het om ander gode te maak en dit te dien, en dan in die tempel ook nog vir hulle offers te bring, en dan het hulle met hierdie baie lelike gebruik begin, waar hulle ook kinders geoffer het vir hierdie gode. Iets wat totaal en al ondenkbaar was in die oë van die Here. Hierdie konings het nie meer omgegee oor die regverdiges nie, hulle het nie meer omgegee oor die weduwees nie, nie oor die onderdruktes nie, en veral ook nie oor die vreemdelinge wat hulle veronderstel was om onder hulle te verwelkom nie. En is binne in hierdie omstandighede wat Jeremia dan hierdie gedeelte skryf waar God hom stuur na die pottebakker. En ons gaan nou vandag uit 2 skrifgedeeltes lees. Die een is uit Jeremia 18 vers 1 tot 12 en dan uit Jakobus 1 vers 2 tot 8. Maar kom ons lees nou eers hierdie gedeelte in Jeremia. Ons lees van Jeremia 18 van vers 1 tot 12. Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Maak gereed en gaan af na die pottebakker se huis, en daar sal ek jou my woorde laat hoor. Ek het toe afgegaan na die pottebakker se huis, en hy was juis besig om iets op die pottebakkerswiel te maak. Maar die houer wat hy besig was om van klei te maak, het onder die hand van die pottebakker misluk. En hy het toe 'n ander houer gemaak, soos die pottebakker dit goed gedink het om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom. Is ek nie in staat om soos hierdie pottebakker met julle te maak nie, huis van Israel? Is die uitspraak van die Here. Dit is die uitspraak van die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, huis van Israel. Een keer dreig ek om 'n nasie en 'n koninkryk uit te ruk, af te breek en ten gronde te laat gaan. Maar as daardie nasie teen wie ek die bedreiging uitgespreek het om bekeer van sy boosheid, sal ek jammer wees oor die onheil wat ek beplan het om hom aan te doen. 'n Ander keer sê ek oor 'n nasie en 'n koninkryk dat ek dit sal bou en sal plant. Maar as hy doen wat verkeerd is in my oë deur nie te luister na my stem nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het om aan hom te doen. Sê dan nou tog vir die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem, so sê die Here, kyk, ek maak onheil gereed vir julle en beraam planne teen julle. Draai tog terug, elkeen van sy verkeerde pad, en laat julle doen en laat te goed wees. Maar hulle sal sê, te vergeefs, want ons eie planne wil ons volg, en elkeen van ons wil volgens die verstoktheid van sy eie bose hart optree. Jeremia is reeds toe hy maar nog 'n jong mannetjie was hy al geroep gewees deur die Here om die woorde van God te gaan verkondig aan hierdie konings. En dit moes sekerlik nie vir hom maklik gewees het nie, en dit het ook met 'n prys gekom. En nou vertel hy hier van hierdie geleentheid waar hy
na hierdie pottebakker kyk en die Here vir hom sê, maar kyk net, soos wat hierdie klei in die hande van 'n pottebakker is, kan ek nie ook maar met Israel so maak nie. As ek hulle wil vorm in iets goeds, kan ek dit doen, of ek kan ook verwoes, want dit is binne die Here se mag om dit te kan doen. Maar Jeremia sê ook vir iets van hierdie en straf wat oor hulle gaan kom, maar aan die ander kant is daar ook 'n woord van genade wat wag in hierdie stuk. Maar kan julle sien hoe hierdie beeld so mooi gebruik word om iets te sê van hierdie verhouding tussen God en mens? Want hierdie klei, en dit het ek nou nie geweet totdat ek die navorsing gedoen het nie, is hierdie klei het ook 'n effek op die hande van die pottebakker. Want soos wat hierdie wiel draai, en ek gaan sommer nou terwyl ek praat vir julle net 'n video wys wat so bietjie meer vir ons wys hoe hierdie proses werk van hoe hierdie pot gevorm word. Maar soos wat daardie wiel spin in die ronde, is daar kragte wat na buite op die pottebakker se hand inwerk en eintlik teen sy hande druk. En dit is juis dan hierdie sentrifugale kragte saam met hierdie hande van God wat uiteindelik hierdie pot help vorm in wat hy moet wees. En nou is Israel soos hierdie kragte wat teen God se hande druk, en hulle is weersinnig teen God se vorming. Want hulle luister nie na wat God vir hulle wil sê nie. Hulle wil hulle eie ding doen en hulle probeer om allerhande ander gode te aanbid in plaas daarvan om trou te wees aan die Here. Maar as ons soos klei in die hande, en as hulle soos klei in die hande van God was, wat uiteindelik gevorm wil word soos wat die Here hulle wou gehad het, dan sou hulle ook uiteindelik opeindig soos die finale produk wat ons uiteindelik in hierdie videoetjie gaan sien. Maar wat gebeur? Hierdie ouens, hulle luister nie. Hulle wil net hulle eie wil laat geskied. Vir hulle is dit belangriker om hulle self te laat geld en vir hulle self belangrik te wees, en hulle gee nie meer om oor die mense rondom hulle nie. En dis juis om daardie rede dat hulle uiteindelik verwoes sou word. Die Here waarsku hulle en sê, weet julle wat? Dit wat julle doen gaan lei tot julle eie ondergang, maar hulle wil nie luister nie. Want soos die klei in die hand van 'n pottebakker, as daardie klei nie die vorm wil bereik waarin dit moet wees nie, wat doen die pottebakker? Hy gaan daardie klei maar net uiteindelik, gaan hy dit maar net weer in mekaar invou, en dit weer brei, en weer probeer vorm in die finale produk wat hy graag wil hê. En as Israel net geluister het na die Here, sou hulle ook dan 'n goeie finale produk gewees het. Maar dis nie wat hulle doen nie. En is hierin waar ons vandag so 'n bietjie wil stil staan, nê? Want kom ons lees 'n bietjie weer wat hier sê. Wat Jeremia hier sê. Hy sê vir hulle, hy waarsku hulle en sê vir hulle, onthou net, die Here kan deur enige nasie, en dit was nou die mense van Babylonië uiteindelik, wat Nebukadneser Israel sou inneem en die tempel sou verwoes en die mense in ballingskap weggevoer het. As ons nie na die Here luister nie, dan sal ons wees as hierdie klei wat weer in mekaar gevorm word en uiteindelik dan nie die produk sal word wat ons moet wees nie. Maar kom ons lees wat sê hy in die 3de gedeelte hier. Maar as hy doen wat verkeerd is in my oë, deur nie te luister na my stem nie, sal ek jammer wees oor die goeie wat ek gedink het om te doen. So in vers 9 sê hy, ek beplan goeie goed vir julle en ek sal jammer wees vir mense. Hy sê dat as daardie nasie teen wie ek die bedreiging uitgespreek het om bekeer van sy boosheid, ek sal jammer wees oor die onheil wat ek beplan het om hom aan te doen. Met ander woorde, soveel soos wat die Here deur Jeremia vir hierdie volk wou laat weet het, dat as julle nie gaan wees soos wat ek vir julle verwag nie,
en julle self skuldig maak aan onregverdigheid en julle aanhou om hierdie ongeregtighede te pleeg, dan sal julle ondergang kom. Want dit is die pad dit wat julle doen, is die pad wat lei na die verderf. En nou kan ons baie mooi sê, o ja, maar die Here is nou hard en sy hart is hard. Maar hoor nou wat sê Jeremia onmiddellik vir hulle. Die Here sê ook dat as hierdie nasies wat so teen my verset, hulle self bekeer en hulle self nederig maak voor hom, dan sal hy hulle jammer kry. En wat? Dan sal hy van al sy planne afsien wat hy hulle met ander woorde mee wou verwoes. Hoor julle? En hierdie is eintlik iets so moois. Want hier kan ons eintlik iets leer vir ons lewe vir vandag. Wat gebeur? Ons verset onsself ook maar baie teen die Here. Ons doen ook partykeer goed wat vir die Here nie aanneemlik is nie. En dan op die ou end dan is die gevolg daarvan dat ons ly omdat ons so hardkoppig is en ons eintlik net nie wil luister na wat die Here vir ons sê nie. Want die Here se wil is om ons met goeie raad te bedien. Dit wat ons lees in die Bybel het eintlik nie ten doel om vir ons instruksies te wees waarvolgens ons byhou nie. Dit het ten doel om vir ons die gevaarmerkers op die pad uit te wys, sodat ons beter toegerus kan wees om daardie gevare te kan vermy, om dit te kan systap. Maar dan volg ons partykeer ons eie kop. Ons is partykeer soos wanneer 'n mens op die pad ry en die GPS sê vir jou, hoor jy gaan hierso reguit en ons besluit, ag nee wat, ek sal my eie pad volg en dan raak ons op die ou end verlore. En dan weet ons op die ou end glad nie meer daar waar ons is nie. Nou ja, GPS soos julle self sal weet is ook nou nie perfek nie en dit vat 'n mens partykeer op baie snaakse paaie en so aan. Maar as GPS nou 100% gewerk het soos wat dit eintlik moes, dan sou mense kon verwag dat as ek nou begin om my eie paadjies te volg as die GPS vir my sê gaan links, dat ek ook baie moontlik kan afdwaal. Gelukkig is daar die GPS daar om jou weer op koers te hou. En God se genade is ook so met ons, want dit herinner ons konstant daaraan dat ons net na hom toe moet gaan en na hom toe en vir hom moet gaan luister. Ons moet wees soos hierdie klei in die hand van die pottebakker, maar nie soveel weerstand teen God op die ou en bied dat ons uiteindelik maar net ons eie wil navolg nie. Maar ons moet toelaat dat die Here ons ook vorm soos hy ons wil hê. Ons hoor baie dat mense sê dat hierdie ou is 'n regte rowwe diamant. Hy het 'n goeie hart, maar die gebruike van buite wys nie eintlik dat hierdie persoon 'n goeie persoon is nie, nê? En Prof Stefan Joubert skryf op Ekerk nogal so 'n artikel daaroor. En ek wil nou graag vir julle ook die volgende video wys, want ons kan soos diamante wees, maar ons moet onthou dat die diamant ook maar as 'n rowwe stuk klip begin. En voordat hierdie diamant sy vorm kan kry, is dit nodig dat hy eers geslyp word om sy finale vorm te kry. En dan sien ons hierdie briljante diamant wat ons uiteindelik kan beskou en voor groot verwondering hê. En as ons so bewonder wil word en wil uitstaan in die wêreld, dan is dit ook belangrik dat ons met ander woorde leer om geslyp te word, die Here toe moet laat om ons te slyp soos hy ons wil hê. En dit beteken dat ons bietjie gaan minder ons eie wil moet staan en gaan moet leer om dan te luister na die Here, om toe te laat om vir ons te sê, weet jy wat, dit wat jy nou doen, dit werk nie so lekker nie. Ek kan nie net sê wat ek wil, wanneer ek wil, soos ek wil, vir wie ek wil, dit werk nie. Dit gaan my verhoudings versuur. En die persoon wat die meeste op die ou en daardeur geraak gaan word, gaan nie net die mense wees aan wie ek hierdie woorde rig nie, maar ook ek self. Want mense gaan al minder met my te doen wil hê. En ek gaan uitstaan as 'n mens wat
sê dat ek 'n Christen is, maar dan met my woorde besig is om mense af te breek. En dan verloor ek geloofwaardigheid. Maar nog erger, ons verloor geloofwaardigheid as Christene as ons so optree. Ons verloor geloofwaardigheid as God se uitverkorenes, as mense wat deur God uitgekies is, wanneer ons sê wat ons wil, doen wat ons wil, wanneer ons wil, teenoor wie ons wil, soos wat ons wil. Uiteindelik herinner hierdie woorde van Jeremia ons daaraan, dat ons in die hande van God is. En dan moet ons weet, daar gaan ook tye wees wat ons gaan beproef. En daaroor skryf Jakobus dan nou ook in Jakobus 1 vers 2 tot 8. En hy sê dan vir ons, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekort skiet nie. As enig iemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud en sonder verwyte. En dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel, want wie twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Want so 'n mens, moenie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. Kom ons gaan net vir 'n oomblik bietjie terug. Ons kyk na van vers 5 af. As enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehoud, sonder verwyte, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof vra, sonder om enigsins te twyfel, want wie twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind rondgeruk en voortgesleep word. Ook Jakobus herinner ons daaraan dat as ons wysheid tekort kom en ons in moeilike omstandighede nie weet wat om te doen nie, ons nie maar net ons eie kop moet volg nie, maar dat ons vir die Here moet vra, dat hy vir ons wys wat die regte ding is om te doen. Dat hy vir ons raad gee en wysheid gee, sodat ons op so 'n manier sal handel, dat dit God se naam en sy koninkryk waardig is. Dat ons as Christene kan uitstaan, omdat ons ook volhard in wat goed is. En dan moet ons dit vir so 'n oomblik terugkeer na daardie eerste gedeelte, waar Jakobus sê, dat as ons glo, dat ons met, kom ons lees net daai gedeelte, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, omdat julle weet dat, as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Ons is geneig om hierdie gedeelte so te lees, as dat God nou allerhande moeilike goed op ons pad plaas, en dat hy ons in die versoeking laat kom. Maar dan is dit nie eintlik wat in hierdie teksgedeelte staan nie. Eintlik wat Jakobus hier sê, is dat as daar versoekings op ons pad kom en uitdagings op ons pad kom, ons as gelowiges anderste daarna kyk. Ons sien dit as uitdagings wat ons weet, moontlik ons geloof gaan toets, en wat ons doen is om dit so te frame in ons gedagtes, dat ons sê, weet jy wat, hierdie goed kan dalk my toets, maar ek wil kyk hoe ek kan volhard in hierdie moeilike omstandighede. En dis waarvoor ons tog geroep is, om in moeilike omstandighede, in omstandighede waar ons besluite moet neem oor wat die regte weg is om te volg, dat ons daar vertroue in die Here stel. Dat ons daar teruggaan na die Here en vir hom vra vir wysheid. En dit het Israel nie gedoen nie. Hierdie volk aan wie Jeremia hierdie boodskap gelewer het en vir hulle gesê het, weet julle wat? Julle is soos klei in die hande van die Here, en julle moet ook net onthou, dat as julle nie gaan wees soos wat die Here julle wil maak nie, hy julle kan net so in mekaar indruk, soos wat ek nou met hierdie klei doen. Hy kan met julle ook so maak, en weer van vooraf met julle begin.
En hoekom? Hy wil 'n produk sien aan die einde wat getuig van sy goedheid, van sy waarheid, van sy liefde, van lewe. Dit wat hy bedoel het vir Israel om te gaan verkondig en te gaan uitleef in die wêreld. En vir ons as gelowiges staan hier dieselfde boodskap. Ons kan op onsself staat maak, ons kan maklik mense volg wat vir ons laat dink dat hulle gelowiges is, maar dan, wat doen hulle? Hulle vermeng die geloof met hulle eie wil, en hulle maak amper asof hulle die Messias figure is. Agter so iemand kan ons nie aanloop nie. Ons kan maar net agter God aangaan. Ons kan maar net hom volg. En as ons wysheid van hom vra, dan sal daardie tye wat vir ons moeilik is om te hanteer, daardie goed wat ons nie self weet om te hanteer nie, vir ons hanteerbaar word. Word ons uiteindelik die produk wat God wil hê ons moet wees. So aan die een kant moet ons vandag hoor dat God wil hê, of hy wil eintlik vir ons sê, ons is soos klei in sy hande, en ons moet net toelaat dat hy ons vorm, soos wat hy ons wil hê. Ons moet in gehoorsaamheid na hom kyk, en as ons fouteer, wat doen ons? Ons gaan nie op ons eie probeer alles regmaak nie, ons gaan na die Here, en ons vra vir hom, Here, help ons, sê vir ons wat om volgende te doen, soos wat Jakobus sê, nee. Ons gaan na hom toe en ons vra vir hom, Here, ons is rowwe, sê vir hom, Here, ons is rowwe diamante, slyp ons, maak ons in edelstene, wat u ons wil sien wees in hierdie wêreld. Vorm u ons, louter u ons, sit ons deur u hande, Here, sodat ons kan wees wat u wil hê ons moet wees. Dit vra van my oorgawe, dit vra dat ek in geloof oorgee aan die Here en vir hom vra, sonder om vir een oomblik te gaan twyfel, volle vertroue in hom te stel, dat as hy vir my iets sê, hy net my beste belange in gedagte het. Want hy weet wat hy wil hê ek moet wees. Hy weet wat die finale produk is wat hy wil sien, en hoe hierdie finale produk 'n baie belangrike doel kan dien. Nee, daai kleipotte, word gebruik, is in die antieke tye veral gebruik om voedsel te berg. Ons het Qumran geskrifte uit kleipotte gehaal, wat vir ons iets vertel van die wêreld van die 3de eeu voor Christus tot die middel van die 1ste eeu voor Christus. As daai goed nie in daai kleipotte was nie, sou dit verlore gegaan het vir ons. Dit het 'n belangrike doel. As ons die produk word wat God wil hê ons moet wees, kan ons 'n belangrike verskil in hierdie wêreld maak. En al wat dit van ons vra is dat wanneer ons kort kom en ons agterkom dat ons die pad byster geraak het, dat ons ook weer dan teruggaan na God. En hoor vir hierdie mense. God sien van sy planne af om ons te straf, as hy gedink het ons het straf nodig. As ons maar net na hom toe gaan en onsself bekeer. As ons oorgee aan hom en vir die Here vra om ons te help, net soos wat Jakobus dit sê. En mag die Here ons help om diamante te word en kleipotte te word wat deur die hande van God gevorm is, geslyp is om te wees wat God wil hê ons moet wees. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here in Hemel, Vader, wat 'n wonderlike stuk genade om te weet dat U vandag ook besig is om ons te vorm. Ons wil vra, Heer, dat U vandag al meer en meer met elkeen van ons sal werk, want ons is maar nog klei in die hande. Ons is maar ongeslypte diamante wat nog deur U gevorm moet word. Maar Heer, wil U gee dat ons nie ons harte sal verhard en alles in ons eie wil sal wil doen nie. Maar Heer, wil U gee dat ons sal leer
om oor te gee aan U en na U te luister. Dit is nie maklik nie, Here. Daar is goed wat oor ons paie kom, wat ons dink, wat ons laat dink, Here, waar is U? En het U ons verlaat? Maar dan kom U deur die profeet Jeremia en U herinner ons daaraan dat as ons na U gaan, U altyd ons gebede wil verhoor. En Heer, vandag bid ons dat U ons nederig sal maak voor U. Ons wil vandag bid vir elkeen wat deur moeilike tye gaan, vir elkeen wat voel dat hulle getoets word. Maar Heer, wil U gee dat ons vandag met nuwe oë sal kyk na daardie uitdagings wat ons op ons pad kry. En dit vanuit 'n geloofsperspektief sal beskou en sal sê, dat nee, ek sal volhard deur alles heen, want ek weet, die Here vorm my selfs deur die moeilike omstandighede. Waar dinge druk, waar dinge seermaak, waar dinge my beproef, weet ek, dat die Here uit hierdie slegte omstandighede vir my altyd iets goeds kan leer. Dis dalk nie U wil Heer om ons so seer te laat kry nie, maar partykeer omdat ons slegte besluite geneem het, omdat ons baie gegaan het wat ons nie moes nie, Here, dan is dit die pad waarop ons osself bevind. En ons wil vandag weer onsself oorgee aan U, Heer. Ons loof en prys U omdat U vir ons goed is. Ons loof en prys U omdat U 'n God van genade is. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om vandag hierdie tyd saam met julle in God se teenwoordigheid te kon spandeer. En ek hoop dat julle ook vandag iets van God se genade hier ervaar het. En mag sy liefde en genade ook vir julle vandag duidelik wees, vir elkeen van ons. En mag ons dan ook feesvier in sy teenwoordigheid. Broers en susters, ek wil julle graag die seën oor julle uitspreek en dan sal ek ook net so een afkondigingkie doen. Broers en susters, mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ook nou met jou wees. Amen. Broers en susters, ek wil julle net daaraan herinner dat ons as twee gemeentes saamwerk en dit is die hervormde gemeente Oos-London en dan ook die NG gemeente Noon. En as jy graag ons bediening wil ondersteun, kan jy dit doen deur inbetaling te maak by een van hierdie rekeningnommers of jy kan eenvoudig een van die skakels onderaan hierdie video volg en daar 'n bydrae lewer. So wil ons graag ook goeie rentmeesters wees van dit wat die Here vir ons gee. En ons wil graag die gemeenskap en die wêreld rondom ons gaan dien met dit wat die Here vir ons gegee het. Broers en susters, ek wens vir julle 'n baie mooi en geseënde week toe en mag die Here jou sommer uitbundig seën in hierdie week wat voorlê. Tot volgende keer. He touched my lips and made me whole. Exchanged my heart of stone for one of flesh and blood.